Ek wil vir jou vra hoe het jy die hele ding ervaar van John of Jan Bloukaas soos hy bekend gestaan het, wat hy ewe skielik hierdie video's begin maak het, jy weet sy geloof wat so sterk was. Almal, oud en jonk, het hom gevolg en gekyk en yes, ek dink baie uit bitter baie mense se geloof versterk of hulle gehelp om te dink oor dit en jy weet en om te onthou wat belangrik in die lewe is. Ja, so ek het nie sosiale media enigsins nie, so ek het eintlik baie min van daai tipe interaksie gesien, so die goed wat hy uitgesit het en die interaksie wat hy gehad het met mense. Ek luister na van sy musiek, nie als nie, is nie my styl van musiek regtig nie, maar ja, so ek het baie min van dit ervaar, kom sê in real time, daai interaksie nie, maar wanneer ek met hom tyd spandeer het in Suid-Afrika en ons is enigstens in die publiek was, ek dink nie daar was 'n keer wat ons nie eers was, soos in 'n restaurant of gestap het in die straat, wat iemand nie na hom toe gekom het en gesê het, wel dankie vir wat jy vir ons beteken het, of ek kan 2 kere baie goed onthou waar mense gekom het na hom toe en net gesê het, so, my, kom sê, neefie of my, iemand het ook kanker en hulle het soveel moed gekry vir die goed wat jy gepost het. En ek dink baie van dit is ook wat ek vroeër gesê het, sy sien vir humor en die feit dat hy gelag het deur als en nooit regtig gelyk het asof dit hom onderkry nie. En ek dink baie van dit is ook wat ek vroeër gesê het, sy sien vir humor en die feit dat hy gelag het deur als en nooit regtig gelyk het asof dit hom onderkry nie. Ek dink dit het baie mense beteken, daai hoop wat hy gehad het in 'n sin. En ek dink dit was noodwendig hoop dat hy gesond gaan raak eers nie. As ek reg onthou, was hy baie spesifiek dat hy nie wil weet wat sy prognose is of hoe hy gaan agteruit gaan of enige so iets. Hy wou nooit dit geweet het nie. So ek dink nie hy het ooit noodwendig die hoop gehad dat hy gesond gaan raak nie, maar hy het maar net altyd optimisties gebly. En sy hele boodskap was doodgaan is nie verloor nie, soos hy sê, nie die hoop om te leef nie, maar eerder die hoop dat jy gered is en dat jy Jesus het. Het dit op julle gesin en op jou, het dit 'n invloed op jou geloofslewe gehad? Ja, definitief. Met my en Johan het ons al vir die normale roete gevolg van jy gaan skool toe, jy gaan universiteit toe, jy begin werk. Met John het ons nooit gesien hy gaan daai pad volg nie. Ons het altyd geweet dit gaan moeiliker vir hom wees. Net omdat dit nie sy persoonlikheid was regtig. So ons was baie bekommerd, wat gaan hy doen? Gaan hy 'n sukses van sy lewe maak? Gaan hy 'n loopbaan hê? En toe die ding so skielik vlam gevat die hele musiekbedryf en toe word sy lewe so vinnig weggeneem dat dit laat jy net besef soos om te worry oor goed wat oor 'n paar jaar gaan gebeur is ja, as God ander planne met jou het, dan gaan dit gebeur soos wat in die verlede het gebeur. So ek dink daai om te veel oor die toekoms te worry het definitief dit het definitief invloed vir my op dit gehad. En ek bly dit sê, maar die feit dat hy sy sin vir humor kon hou deur dit als is vir my so belangrik en ek dink sin vir humor is sy sin vir humor baie gekoppel aan die hele boodskap van hoop. Die feit dat jy nie hoop moet verloor nie ten spyte van enigiets wat jy gaan. So ja, ek dink dit het persoonlik soos vrees vir die dood ook weggevat, die feit dat hy deur dit kon gaan en nog steeds okay was deur als. Wys net vir jou dat ja, jy kan enigiets deurmaak as jy net moet hou. Ek wil vir jou vra, het jy 'n lekker herinnering wat jou altyd sal bybly? Dalk uit julle kinderjare of enige iets saam met hom? Daar is 'n paar goed wat ek kan onthou, so die een storie, John was, ek weet nie hoe goed mense hom geken het soos sy persoonlikheid nie, maar hy was baie lewendige kind en baie stout, maar nie lelik stout nie, toe hy nou klein seentjie was. En ek onthou ons het by Danviljoen gaan kamp 1 jaar. Ek kan nie onthou hoe oud hy was nie, miskien kleuterskool. En waar ons gekamp het was al 'n groot groep taamlike gevaarlike bobbejane en ons het vir hom gesê moenie nie weg van die groot mense af gaan nie, want ja, daar's bobbejane, hulle is gevaarlik. En seker 20 minute na ons kamp opgeslaan het en nadat ons hom gesê het hy moet besop, hoor ons net geskree.
Toe het hy gestap met 'n ketty en die trop bobbejaane gaan soek en hulle geskiet. En een groot mannetjie bobbejaan jaag hom toe. En gelukkig was ek en my pa en my broer redelik naby en van verskillende kante af nader gehardloop. Dis skrik die bobbejaan, maar dis net soos dit was so tipies hoe hy was toe hy klein was. So jy kon hom regtig nie alleen gelaat het of hy sou iets soos dit gedoen het. En die ander keer wat ek goed onthou, ons verskil 11 jaar. Ek dink ek was so 16 en hy was so 5, miskien 4. Ons het elke jaar teen die Suidkus maar vakansie hou. En baie keer as my ouers in die middag wil slaap, het ek gekyk na hom vir sakgeld. En die een dag, dit was springgety en ons gaan afsee toe en ek sê vir hom, hy's klein, ek kan nie met hom argumenteer reg, maar ek sê vir hom dit is baie gevaarlik, die see is gevaarlik, jy kan nie nou kom swem nie. Maar hy beklei en hy sê nie hy wil swem. En toe op die einde te sê ek vir my, ek bly jy by die handdoek, ek net vinnig swem. En toe daar baie groot brander van voor af kom, toe hoor ek net so 'n klein stemmetjie agter my skree. En toe ek omdraai, nie geluister nie, en ek gekom om te kom swem. En wat die oomblik my so mooi gemaak het was dat die brander was voor my, hy het agter my gestaan. En toe ek omdraai, is nog nie veel wat ek kan doen, is 'n massiewe brander, maar in plaas van probeer weghardloop het ek gespring in my arms in en net toe ek hom gryp, toe slaan die brander ons albei om en ja, dit was net vir my, ek onthou daai oomblik baie goed oor hom wat so inspring in my arms in. Ja, die brander wat ons albei omslaan, maar dis ek weet nie hoekom spesifiek nie, maar daai oomblik bly by my. Dit is 'n bitter mooi oomblik, nê? En dit is so simbolies want jy was nou sy ouer boetie, jy moet hom nou beskerm. Ag, dit is so oulik en oulik dat jy hom opgepas het vir sakgeld. Ek meen, jy het my nou 'n bitter goeie idee gegee. Dit was R5 per uur en dit was selfs toe waarskynlik teen die wet om iemand so min te betaal. Nee, ek hoor jou. Ek wil vir jou vra, wat gaan jy die meeste van John mis? Yes, ja, gaan soos 'n broken record klink, maar definitief sy vrolikheid, sy die grootste leemte mis. Ja, en hy was, ek sê ons almal is familie vas in 'n sekere sin, maar hy het baie omgegee oor die familie in die sin dat as ons het liggies moet wees goed oor die weg kom, neefies moet wees goed oor die weg kom, maar hy sou regtig voel hy mis iets as hy nie tyd met hulle spandeer het, as ek dit so kan uitdruk. So hy sal op sy eie gaan kuier het by van ons ooms en tannies. Gewoonlik sal ons almal as die familie bymekaar kom, kuier almal lekker, maar hy het actually, al was van nie 'n familie ding nie, so hy uitgereik het en hulle het gegaan het. En die familie baie bymekaar gehou in daai sin. En met sy dood het die familie ook obviously bietjie nader aan mekaar beweeg en ons het baie kontak almal van ons. Maar ek sou sê hy was die jongste kleinkind aan my ma se kant van die familie. Ek dink aan albei kante van die familie. Maar ja, ek sou sê in daai sin, hy het ons, al was hy die jongste, was hy definitief iets wat ons almal naby aan mekaar gehou het. Ja, en maar net op die group chats gewees en ja, altyd een van die meer prominente figure in die familie gewees in daai sin. En ja, dit sal ek baie mis. Ja, ek dink selfs hy was taamlik, ek sê nie sê flattered nie, maar ek sal sê verbaas oor die hoeveelheid aandag wat hy gekry het deur die hele proses, maar ek dink al hierdie interaksie met mense soos jy wat uitreik en regtig omgee en die boodskap uitstraal wat hy ook maar was, die vrolikheid en die mens wie hy was. So baie dankbaar, jy het hom in 'n manier immortalize wat hy nie andersins sou wees nie. En ek dink dit het vir hom gehelp, maar ook vir ons baie beteken en gehelp om afskeid te neem. En hy was eintlik baie bevoordeel as jy so daarna dink. Ek meen baie min mense in sy posisie sou die aandag gekry het wat hy gekry het. Nie dat hy dit altyd wou gehad het nie, maar dit is ja, dit het vir hom baie en vir ons baie beteken. So ek wil net baie dankie sê vir mense soos jy en vir die en dat jy uitgereik het.